Nou kyk, die lekker ding van ons Suid-Afrikaners is, ons staan nie stil nie, nee. As jy 'n probleem het, dan word hy opgelos. Nou by Arlington Staalwerke is dit nou niks anderster nie. Hier is 'n seetand tipe ripper hier aan die kant, maar jy het nog nie so iets in jou lewe gesien nie. Hy het hydraulics en vere op, lank en kort. Kom ons hoor by Herman, hoekom daai ripper, en julle kan sien hierso is by hom besig om te werk. Hoe werk die ding? En kyk, ek laat wat hulle vir my 'n gat grill, het vir my 'n gat gegrou daar agter. So ons gaan 'n bietjie in die grond krap vandag. Kom ons luister. Herman, hoe lyk dit? Goeiemôre Andre, gaan dit goed met jou? Nee, wat, altyd goed. Ons gaan in die grond krap, we gaan dit met my goed, nee. Ja, dis lekker man. Vandag is al 'n baie lekkerder dag as gister. Jessie, die wind het ons geroer gister. Nee, kyk, gister het ek gedog is nog Augustus. Ja, nee, definitief. Okay, hier agter jou het jy nou, ek het nog nie so 'n ripper konsep gesien soos wat jy hier agter jou het nie. Ek wil amper sê die naaste wat ons aan dit kan kom is nou daar in die Wes-Vrystaat, tipe van 'n moffie ripper, goed wat agter mekaar hardloop. Heeltemal 'n ander besigheid wat jy het. Wat was jou behoefte? Hoekom het jy 'n ding gebou? Andre, ja, ons het maar altyd met die tradisionele Super 19s ons buitelwerk gedoen of ripwerk. Rip hierso is mos anderster as in die weste, daar rip hulle 'n meter diep, maar hier by ons 483, dit is ons behoefte gewees. Maar soos met tyd en kilowatt beskikbaarheid het ons agtergekom met profielgate dat dit wel nodig is om in sekere van ons gronde wel dieper te gaan as 380-400 mm. Ja. So daar is dele wat ons so diep as 500 moet kan werk, na gelang van sekere lande en grondpotensiaal. So die gedagte het gekom om 'n langer tand te soek wat die stremming kan vat om daai verdigtingslaag te breek. Yes. Het soos ek gesê het op 450 tot en met 500 en ons het hierdie hidroliese tand gekies. Ja. Die rede van hidrolies is hy kan nie 'n veerpak kan nie daai spanning vat daaronder nie, dan begin die veer weg te breek. Die breekaksie is weg. Want dit is ook hoekom hulle op die langer tande sit hulle gewoonlik 2 pakke vere op, is ek reg? Dis reg, ja. Maar hierdie een, jy stel hom op sy drukking en hy hou sy diepte soos wat ek vir jou sê. Hierdie betrokke tand kan so diep as 600 werk indien dit nodig is. Nou, verduidelik my net gou. Okay, lang tand voor, né? Nee? Ja. En aan die agterkant sit jy met 'n gewone veertand. Wat jy basies eet, jy moet gou hierdie grondjies afval nie. Sien ten minste hy's lekker nat, nê. Nee. Nou waar die gedagte gekom om te gaan, okay, right, kom ons gaan lank voor en kort agter en hoe werk die konsep, want ek het dit nog nie gesien nie. Kyk, die nuutste in vandag se Suid-Afrikaanse bodem is mos nou die inline ripper. Ja. Nou dit blyk na 'n goeie konsep, maar op my plaas en op my toestande gaan dit nie vir my werk nie. Ja. Ek gaan sê hoekom. Die probleem is, ons gaan net nou na die profielgat kyk. Soos wat ek reeds gesê het, as jy lande het wat 300 mm is en jy's op die klei, wat help dit jy wil 500 of 400 mm diep werk? Dit is nommer 1. Nommer 2, sou ek na 500 toe gaan en jou breekaksie op jou voorste skare is 500, met ander woorde, as jy nou hy breek mos 'n hoek uit. Ja. Ek glo dit met die plat skare of wat die inlines op het, laat hy die hele profiel losmaak. Ek by myself op my plaas en op my grond verskil dit. Ja. En dit is die rede in die uitgangspunt hoekom ons na 'n tand toe gegaan het wat tussenin daai verbreking die hele profiel vir jou losmaak. Okay, nou die ander ding kom ons net gou op daai ding, want dis baie belangrik wat jy nou sê, né? Nee? So ek neem aan dit gaan oor jou spasiering wat jy dan nou basies het jy in die agterkant. So hoe ver is daai 2 tande uitmekaar uit dan nou daarvoor? So die voorste tande is 900 mm uitmekaar uit. So ons werk op 'n 450 breekaksie. Basies net soos die tradisionele Super 19. Ja. Maar wat jy nou kry is, en nou as ek hierdie konsep nou reg verstaan, jy moet onthou ek leer nou hierso, nê. Nee, dit is nou nat nie vir my.
Ek wil amper half 'n prentjie teken. Ek wonder of ek 'n prentjie kan teken hier iewerster. Nee. Sien, kom ons maak 'n canvas. Nee. So is gelyke grond. Nou sê, nou gaan ons 'n makeshift canvas doen hierso, né? So ek het my kom ons sê die voorste tand wat hardloop op daai diepte, né? Waar hy nou basies deurkom. Dis reg. Nou het ek 'n agter en hy breek nou as ek nou hierdie kant hy breek nou kom ons sê so, né? Ja. Nou het ek in plaas van om aan die agterkant nog 'n tand te hê wat op dieselfde diepte hardloop hy 'n klein bietjie vlakker wat maak dat sy breekprofiel anderster is as wat die voorste ene is en deur middel van dit kry jy meer van daai gebreek op die einde van die dag as wat hulle op dieselfde level so gehardloop het. Verstaan ek die ding min of meer reg? Ja, 100% as ek dit vir jou reg kan teken. Hier's jou tand, jou voorste tand. Met ander woorde, hy gaan 45 grade uitbreek. Hier's die volgende lang tand wat voor op die voorste balk is. Hy breek daai bank uit. Nou daai klein tand help om hierdie pocket uit te haal. Ek hoor wie jy sê. Die ander belangrike aspek soos ek sê in my toestande. Dit mag gebeur dat 'n land groen is. Hy het winteronkruid. Ja. Nou het jy geen onkruidbestryding gedoen nie. Plus jy wil jou kalk inwerk of jou irium, jou kunsmis, jou preplant. So die vermenging vir my is nog steeds goed genoeg met jou saadbetroller aan die agterkant en jy het onkruidbestryding. En ons sal sien daar waar hy gewerk het, daar's nog meer. Hierdie was graansorghumreste en graansorghumreste is baie. Ja. Ons die gestabelmaster, irium gestrooi en met die flexmasters het dit ingewerk. So hier's nog baie materiaal op die grondoppervlak. Met gister se waai het ek gesien dat hier nog steeds nie 'n probleem is nie. So dit is nie dat hy versteur dat dit 'n kaal land is nie. Plus sy saadbed is vir my van kardinale belang. Net 'n volgende aspek as ons kan terugkeer na die tande toe. En ek meen maar die groot ding wat ek dink is omdat hy so goeie saadbed maak is hier ook jy het daarom voor hierdie implement jy het genoeg kilowatte hiervoor wat want ek het hom met die drone gehardloop toe ek 12 km/h wat ek langs hom was en dan werk hy ongelooflik goed. Ja, hy's tussen 8,5 en 9 km/h op hierdie stadium. Ja. Trekker se. Soos ek my drone moet herkalibreer. Ja. As ek verder kan kom 'n belangrike ding weer eens onder my toestande op die plaas, moet ek kyk na die ekonomie van die saak. So slytasie en skade is vir my baie belangrik en ook die implemente gaan die land vol. Ja. So beskikbaarheid van skade, daar is niks snaaks aan hom nie. Dit is nog steeds 'n super 19 tip wat op hierdie op die tand vaskom en gewone super 12 tip wat op die agterkantste tand kom. So jy koop by enige koöperasie, maak nie saak nie. Ja. Die invalshoek op hierdie tand is 22 grade. Die ander voordeel wat ons het is, indien jy verdere verbreeking sou wou hê, het ons 'n barberbekkie wat ons op daai skaar kan sit. Ja. Met ander woorde, enige iets van 150 sover as 200 wat help vir ekstra verbreeking, sou dit nodig wees. Had hy hom net so 'n bietjie breek en as jy nou meer na kan ek sê dieper gronde tipe land gaan kyk, maar in jou geval hierso waar die klei redelik vlak is, wil jy amper hê daar waar hy wel in die klei ingaan, moet hy eintlik maar net 'n streepie trek en hom net nie verder breek nie. Ja, dit is heeltemal reg, maar soos wat ek gesê het, die voordeel van daai vlekkie is daai verbreeking. Die voordeel ook is ons werk op 22 grade, met ander woorde, jy het geen verdigting wat daai vlekkie vir jou kan sleep daaronder nie, want soos wat hy breek, gooi jou grond terug. So daar is nie 'n smeeraksie daaronder nie. En weer eens, dis goedkoop, skare is ekonomies wat jy kan vervang. En kyk, as ons kyk na die insetkostes en al daai goeders, elke bietjie help op die einde van die dag. Nou luister, gaan ons hom gou daar aan daai gat indruk dat ons sien wat sien ons. Ons kan. Right. Ek wil net laastens iets beklemtoon, soos ons gesê het, vandag het ons nou 'n unieke grondjie. So hy het nie die diepte
Ja. van jou diep bewerkings nie. Dis hoekom ons hier verstellings op die tand het. Waar ons tande kan verstel. Hier's verstelgate. So sou jy sê nou maar op 500 werk, hierheen werk altyd 150 vlakker as jou voorste tand. So jy stel hom net daarso waar hy moet wees en in die voorste tand is konstant. Ja. Hy werk sy diepte en ons het mos nou ons verstellings op die dieptebeheerwiele. En dan volgens dit net kan jy hom dan nou luister hier, so ek's nou in 'n dieper land, ek kan hom bietjie sak of bietjie lig. Ja, so die voordeel van die implement is jy kan maksimum 600 gaan, maar niks verhoed jou om 300 te werk of 250 te werk en jy kan nog steeds dieselfde effek kry alhoewel jy die lang tand het nie. So baie mense dink dis 'n tipe van 'n Super 25 tand, dis 'n lang tand. Hy kan net 550 600 werk. Nee, die implement kan in vlakker toestande ook werk as gevolg van die tand wat agter hom is. Ek het nou dag by 'n ou gewees wat nogal interessant was, wat vir my gesê het, hy werk eintlik met Super 19s, nê? Nee? Maar hy sit Super 25 tande op in plaas van Super 19, net laat die ripper hoër loop, laat hy beter materiaalvloei kry. So ek neem aan met die langer tande kry hulle ook baie goeie materiaalvloei, laat jy nie issues het. Ja, ek wil net jou korrigeer. Ons het gepraat van 'n C-tand ripper. Hierdie is nie 'n C-tand ripper nie. Ja. Jy sal sien hierso, sy tand is op 'n 90 grade. Dis 'n reguit tand. Is 'n reguit tand. Maar sy invalshoek is reg. Die groot ding is 'n C-tand gaan hierso begin draai. En dit belemmer ook jou materiaalvloei. Hierdie tand se materiaalvloei is 100%. Hy pak nie. En dieselfde met as ek daai net so kyk, dis ook 'n lang reguit afstand. Ja, daar kan jy hom mooi sien tussen die balk. Net so hierso vang. Right. Nou, kom ons gaan klim in die gat. Laat ons kyk hierso. Want ek is nou nogal regtig nuuskierig om te sien wat sien ons hierso. Okay Herman, dit ons hom nou teruggestoot en so ons gaan nou 'n bietjie kyk hierso in die gat, maar wat wil ons tipies nou sien hierso? Want hy het hom nou ingetrek hier. So hierso is die tande nou en dan ek ben daarso is die stukkie waar die grond is, maar wat wil ons sien? Andrei, eerstens ons gaan nou sy werksdiepte kyk. Ja. Die voorste tande waar die agterste tand volg en dan gaan ons bepaal hoe is sy breking? Hoe het hy die profiel losgemaak? Tot op die want hy is gestel vir die werksdiepte vir die betrokke grondjie. Wat jy sê tot op 380 dan begin jou klei, so jy het hom wat so 350 wat jou hardloop. Nee, sy voorste tand gaan 400. Ja. En die agterste tand gaan hier by 320 wees. Okay, uitstekend. Right. So nee, wat ek dink ek hom maar sê, dan kan hy maar stoot. Right. Dis my trekker weer aan my van daai rapperie, nee. Okay, verduidelik my nou gou hierso wat kyk ons. Right, kom ons kyk waar is ons diepte. Hy is hier op 380. Ja. Dis presies waar ek hom wou gehad het. En die middelste tand, soos wat ek gesê het. Is nog steeds op 350. Ja. Om hierso gevat het. Maar wat belangrik is, ek wil graag wys hoe die profiel. Hier was die lang tand gewees. Hier's die kort tand en hier's weer 'n lang tand. Ja. Hier begin daai kleilaag wat ek van gepraat het. Jy kan sien die pluntiete is baie daar. Daar het die tand presies geloop waar ons hom wou gehad het. So hy het vir my daai pluntietlaag gebreek voor ons die erge geel klei gekry het. En dan kom ons kyk. So ek persoonlik dink ek is nie 'n grondkundige nie, maar hierdie is presies wat ek
Dit is wat jy wou gehad het. Waarna ek streef. Geestery. Maar hy breek vir hom presies hierson nie. So hier kan ons, ek bedoel hy's heeltemal los. En daar's basies, want daar soos jou klei laag dan op die einde van die dag. Ja, En ek meen, jy kan nie dieper gaan as daai in elk geval nie. nee. En alles boontoe is nou, jy het die totale benutting van hierdie hele profiel, ja, nadat hy deur is. Ja, ek bedoel daar is ons profiel. Nou, Hier is nog wortels van die vorige oes van die graan. ja, wat rarig wat die... Nou, sê gou vir my net, hoe het julle met die konsep opgekom van dit? Want ek is baie nuuskierig om, dit lyk rarig of dit werk, maar hoe het julle met die konsep opgekom? As ek weer eens vat, die kilowatt per tand, die gemaak van trekkrag, die kilowatt wat ek het, werkswyte wat ek sou werk met die inline rippers Ja. wat hulle die kilowatt behoefte is, voel dit vir my 8.7 meter soos wat jy hom daar sien en met 400 kilowatt, ek dink dit is regverdigbaar hektaar per uur die werking wat hy doen. As ons kyk na skare se bekostigbaarheid, dan dink ek is definitief 'n implement om te oorweeg. Plus kyk die saadbed, Ja, jy's klaar. die onkruidbeheer, hy's klaar reg. Jy kan net kyk daarvoor waar die roller nou bietjie spoed gevang op spoed gevang het. Ek bedoel jou vogbewaring is reg, jou materiaal is mooi vasgedruk. Maar wat vir my die belangrikste is hierdie hele profiel is los. Jy kan op enige plek kyk. Daar's nêrens dat hy daai bankie effek het nie. Sê vir my, sizes, wat alles by julle in hom in, of is dit 'n kwessie van, ek sê vir jou hoe ek hom soek en jy bou hom vir my? Ja, na gelang van kilowatt behoefte en daai voorste tand vat 25 kilowatt per tand, Ja, waar die agterste een op 12 kilowatt is per tand. So na gelang van kilowatt behoefte, maar ek bedoel van 'n letterlike 3 tand tot daai is 'n 19 tand. Dit is wat ons het. uitstekend, Herman, dankie baie. So as jy 'n grond wil losmaak en jy kry nou nie daai ding wat reg werk daar by jou nie, nê. Jy by Arlington dink hulle uit die boks uit. Linkie bo of hier onder, dan kom jy met hulle in kontak. Gesels 'n bietjie met hulle, is nogal regtig baie interessant en ek moet sê ek is baie beïndruk met hoe hy daai besigheid losgemaak het daarso. En ja, hierdie stukkie was self ons het nou net die gat gegrawe. Ripper aan die ander kant geloop, hom hier deurgedruk. Ek is regtig beïndruk. So, linkie bo of hier onder, dis die wat van ons spys af tot volgende keer. Groete.